The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Goeiemiddag, ek is Hans Botha. Nou, ek het gebore in Vereniging, groot geword in Harrismith, in die Oos-Vrystaat. Ja, daarna het ek gaan studeer in Bloemfontein. En na dit is ek getrouwd en ek het geboor in die Oos-Kaap, in 'n klein plekje van die naam van Trakkerstad. Ja, die lewe het, ek kom uit 'n huisgesin waar ons drie kinders was, baie na in die Here geleef het in 'n huisgesin. Ek het my hart vir die Here gegee op die ouderdom van 18. En ja, ek dink vanaf het ek nie regtig nader na hom beweeg nie. God is altyd op dieselfde plek en ek het maar die wêreld se maniere gaan doen. En ja, redelik wegbeweeg. Het aangegaan met dinge. Die was maar 'n jong mens en wild gewees en goede. Ek is getrouwd later en ek het 3 kinders waarvoor ek baie lief is, my gesin. En maar ja, wat gebeur het is, ek het nooit 'n verhouding met Jesus gehad nie. Ek wil nie vandag ouens kwaadlik neem daaroor nie of verwyd nie, maar ek dink ons het uit 'n agtergrond uitgekom, veral in die manier hoe ons groot geword het van die dominee is die ou wat met God praat. Die dominee gaan met hom praat. Jy gaan Sondag kerk toe, dan gaan kyk jy by die dominee. Jesus sal ook daar wees, of die dominee het nog gekyk in die week, jy gaan hoor net wat hy sê, en dan gaan jy huis toe. En wat die aakligste van dit gebeur het, en later toe ek 'n groot man was, en getrouwd was en goed, dan die ou het hierdie ding aangeneem, hierdie leefwyse. Jy het na kerk het jy gaan vleis braai, jy het begin met 'n shandy, jy het geëindig met 'n brandy, en so het hierdie ding om net herhaal. Maar jy het eintlik kerk toe gegaan sodat die gemeenskap gesien het jy was in die kerk. Maar ek het nie geweet wat 'n verhouding met God was nie. Jy het 'n normale week geloop, jy het in die werk wat ek gedoen het, ek het geboer, ek was later veeagent en daai werk het baie gepaard gegaan met kom by funksies of as gereeld geleenthede om te drink en te kere te gaan maar jy het nooit daai verhouding gehad. Jy het jou tye gehad wat jy tog voel die Here praat met jou of wat, maar dit was afskeeptyd en oor Jesus is daar nooit gepraat om 'n vuur of by die plekke waar jy gekom het nie. Ek het dit was goed vir my geplaat want ek het geweet van kleintyd af daar was 'n calling. Die Here het my geroep. Ek het dit geweet. Ook met die manier hoe dinge in my lewe gebeur het. Ek het op 'n jong ouderdom, ek sal nie sê miskien sal dit molesteer noem nie, ek dink meer blootstelling aan seks gehad. En wat toe gebeur het is dit beïnvloed die ou se lewe. In die manier hoe jy dink, hoe jy goed aanpak. Maar soos het aangegaan het in my lewe, was ek regtig nog altyd deur die Here geseën in alles wat ek gedoen het en so, maar dan kom jy op 'n punt en jou aandag word verdeel na ander dele toe. Ek was baie lief vir my sukses vir my gesin en alles, en ek het op 'n stadium moes ek besigheidsbesluite neem en ek het
twee besighede gekoop in van 'n beide vereniging, terwyl ek geboer het in Tarkastad, en ek moes 2 weke van 'n maand was ek basies daarbo, 2 weke onder by die huis, en dit was moeilik, en daar het ek op die ouderdom van 38 betrokke geraak in dwelms. En dit was nogal tragies geweest. Ek was nooit die dwelmgebruiker wat elke dag het gedoen het nie, dit gekom en gegaan, en ek het gedink ek sou raai daarmee. Ek gebruik 3 dae cinema dwelms, en dan los ek het vir maande, of 'n week, en dan los ek het vir lang tyd, en ek het gedink, ag wel, dis fyn, en dit alles het gekom van onderliggend, van die manier hoe ek 'n verhouding met Jesus gehad het, want dit is wat ek gedoen het, jy het Sondag kerk toe gegaan, en die hele week het jy gedoen wat jy wil. So daai ding begin amper 'n leefwyse raak, sonder dat ons dit agterkom, is dit iets wat ons begin beïnvloed. Dit het so geraak dat ek op 'n stadium besluit het ek gaan met vir hulp gaan, en ek het vir hulp gegaan, en wat vir my die hele tyd gepla het van toe ek dit gedoen het, is ek het hierdie soeke gehad. So hulle kon vir my 20 programme gee van hoe moet jy jou dag inrig, hoe moet jy goedjies doen, hoe moet jy 'n begrotingkie doen, of wat ook al die goedjies wat hulle daai programme het, maar ek het net gevoel daar is 'n tekort aan die verhouding met Jesus. Ek het meer honger gehad na Jesus. Ek het 'n pragtige oom ontmoet in Bloemfontein, om Gerry Labeskagni, en ek en hy het 'n pad begin stap met wie Jesus is, en ek het die tyd ongelooflik geniet saam met hom. Ek het teruggeval, uitgekom, skoon gewees, teruggeval, en dit het so ding begin raak van, as ek alleen was, dan het ek dwelms gebruik. Die probleem was, ek het naderhand begin geleenthede skep om alleen te wees, en toe het ek besef, maar hy is besig om met vuur te speel. En daai selfde tyd het my huwelik begin skade ly, daar was, dinge was nie lekker geweest nie, so ou het probeer dit reg beklei, en hoor my reg om dit reg te beklei, waar ek hele tyd by Jesus se voete moes spandeer het. En dit het so aangegaan, my vrou besluit sy wil skei, en dit was vir my toe nog 'n paar jaar baie erg geweest, wat dinge net nie lekker was nie. En die slegste van dit alles was, in daai tyd wanneer staan 'n ou eintlik alleen. Nou kom dit nie agter nie, en ek verwyd nie vandag mense nie. God was in beheer, gelukkig steeds die vyand val aan, moet nie 'n fout maak nie. Maar God bly in beheer van situasies. So 'n mate dat ek teruggaan uit die dorp, ek was weg gewees uit die dorp waar ek gebly het, vir 'n tyd, en ek het teruggegaan, en wat toe gebeur het is, ek het na die kerk waar ek betrokke was, toe ek na hulle toe gaan, toe het hulle vir my gesê, nee, ek kan nie, die predikant, ek wil eerder nie, ek moet so toe kom nie, omdat my vrou daar was. Dit was vir my skokkend, maar ek was nie seer gemaak nie. Maar in daai tyd moes ek iets besef het, God vat ons partykeer na 'n alleen plek toe, want hy is 'n jaloerse God, hy wil die tyd met jou spandeer, vir alles hy 'n plan met jou het. En hy het met ons almal planne, dis of ons wil saamwerk met sy groter plan, op sy manier. Ja, so ek sê, dit het my baie, ek het baie geleer in daai tyd, dit was moeilik, en ek het begin toe studeer deur School of Fire, en ek het dit geniet. Dit was vir my baie lekker. Ek sal nooit vergeet nie die dag toe ek begin studeer, die eerste lesing was, het die Heilige Gees my gesê het, Hans, hoekom het ek so lank gewag vir jou? En het was vir my baie, baie erg. Maar net voor die studeer, moet ek sê, tydens die dinge in my rowwe paar jare, van 38 tot 45, en ek in die tronk beland, oor 'n beskermingsbevel, wat my vrou gekry het, en toe ek daar kom, eers aanvanklik was ek aangekla vir rig van vuurwapen, wat toe teruggetrek is, wat nie so was nie. Maar hoe dit ook al sê, die dag toe hulle my toesluit, hulle wou toe nie vir my borg gee nie. Wat al die goed het so teen die verloop van die spel gebeur. Het was net ongelooflik. Ek is geken daar, alles, en hulle het gesê, sorry, ek kry nie borg nie. Daar het ek die eerste keer in die tronk het ek gegaan, en ek het besluit wel, die tyd, en toe ek ingestap en die deur agter my toe maak, het ek net vir die Here gesê, Here, jy weet, dit waarvoor ek aangekla word, is nie waar nie. Maar moenie laat ek mis waarvoor U my die pad om laat stap nie. En daar het iets baie belangriks gebeur, daar het 'n Bybel in die vensterbank gelê.
van toe ek is. Die ding, die tronkstorie werk, jy kom in, hulle deursoek jou, daar's 2 ouens, is die 26's en die 28's, en hulle deursoek jou en alles, en dan vra hulle jou, wat se nommer is jy? En ek sê toe, ek dink toe, ek maak 'n grappie, ligte lym, ek sê 27, en toe is daar 27's, ek het nie geweet daar is nie. Toe sê hulle, maar hulle val saam met die 26's. Ek het soontoe gegaan, en in die ou se venster, voor dit was ek van die donderdag af tot die Dinsdag toe in Tarkastad in hegtenis. Ek het die polisie het maar wrywinge gehad daar van vroeë dinge. En ek het hulle heeltyd net gevra vir 'n Bybel en hulle my gesê hulle sal vir my die Bybel bring, hulle sal hom bring. Nou toe ek in die tronk instap en ek sien die ou, hulle vat jy toe nou agter na die leiers toe, en toe ek nou daar kom, toe is daar 'n Bybel in die vensterbank, en ek vra vir die ou, "Jesus, kan ek asseblief daai Bybel leen?" Nog voor hy iets kan sê. En hy het vir my gesê, ek kan hom leen, wie ken ek die Bybel? Toe sê ek, nie regte, ek ken hom ja, maar nie so goed soos wat ek behoort nie. En hy het gesê, dis reg, ek kan hom leen, maar dan moet ek hom vertel wat in die Bybel aangaan. En hy het gesê, dis reg. Op die ouend het ek voor sy bed geslaap. Ons was al gaan omtrent seker 40 ouens in dieselfde slaap, ons was seker 80. Maar ek het voor sy bed geslaap. Ek is so lang storie kort op die ouend daar uit, waar ek bokant op die boonste bed bo hom geslaap het. Dit is gewoonlik die plek van die onderleier van daai ouens. Niemand het my aangeraak hier, dit was 'n wonderlike tyd. En in daai tyd kon ek die Bybel dit was in die 3 maande se tyd, plus die eerste keer dat ek was, so 1,5 keer deurlees. Maar want die Bybel praat terug met jou. Veral as jy dit die eerste keer doen en jy doen dit met passie, dan praat die woord terug met jou. Wat ek graag wil bysê vandag is, die eerste aanklag was ek 'n maand voor 'n wagte, en toe kry ek borg, ek gaan uit, en ek het na iemand toe gegaan, ek het na die pastoor toe gegaan, met hom gesels, en hy het net vir my gesê, jy sal dit nie maak nie, as jy alleen is nie. Nogal interessant van ouens wat jou alleen laat. Maar dit het niks met niemand uit te waai nie. Ek was teleurgesteld, wie alleen, en ek het teruggegaan dwelms toe. En binne 2 maande later, dit was in Maart, April, Mei, toe word ek weer in hegtenis geneem vir die protection order. En toe was ek 3 maande daar. So, dit was al vir my baie mooi storie gewees. Die Here het my gewys, luister, as jy nie wil luister, jy gaan jy die oefening oordoen, tot jy wil luister. En ek is toe weer in, en ek het 3 maande daar gesit, en ek het die dag toe ek 45 word, toe ek die Bybel, ek was in die tronk gewees, op die 28ste Junie, en ek het die Bybel die eerste keer toe heeltemal deurgelees. En ek onthou, ek was baie hartseer gewees daai dag, want ek het gedink, jy sê jy's 'n Christen, jy ken Jesus, maar dis die eerste keer wat jy die Bybel deurlees. En ek wil vir julle almal daar buite vra, ons sê ons is Christene, maar ons lees nie die woord nie, en ek het geskrik daai, ek het nie geskrik, ek het wakker geskrik, om te besef die eerste keer, vir hoeveel jaar het ek 5% van die woord geken, en 95% was my opinie, of die wêreld se opinie, waarvolgens ek geleef het. Dis skokkend as 'n ou dit gaan kyk, en Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou, en jy kan round-off kursus kom doen hier, by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Om die Bybel te lees beteken dit nie, jy gaan die hemel toe nie met Jesus aanneem. En baie ouens ken die Bybel uit hulle kop uit, maar jy kan dit ook nie in hulle aksie sien nie. So jy moet die woord in aksie begin sit.
Paulus sê, ons kan nie geloof hê sonder dade nie. En ja, so toe dit gebeur en ek het toe uitgekom en ek het net die passie, al hoe meer die passie in my gehad om voltyds vir die Here te werk. En dit het ek al op my hart gehad van vroeg in my lewe af. Maar ek wil altyd die Here help. Dan het ek besluit, ek gaan eers bietjie dit doen, ek gaan eers bietjie geld maak en dan wil ek 'n plek begin waar mense kan disipelskap kom doen en herstel kom doen. En dan gebeur dit nie so nie, want ons wil partykeer die ding self doen. As jy die ding kan self doen, het jy God nie nodig nie. Dan kan jy dit self doen. Alhoewel ons sê ons weet hoe werk die Here, maar as ek sê dan gaan gewoonlik as ons dit so doen, dan kom die eer ons self ook toe. Dan sal jy baie keer in die getuienis hoor ek het dit gedoen. As dit te groot is, het God moet dit doen, dan kry hy die eer. Wat lekker was, toe het ek aangegaan, ek het 'n paar goed gebeur in my lewe wat die Here my net gewys het op goed. Dit was 'n moeilike tyd. Yes, en ek moes vergewe, ek moes baie mense vergewe. Wat in die tyd van my egskeiding en goede. Maar ja, ek het net my oë op die Here gehou, ongeag. Ek was in PE gehijack. En dis 'n interessante ding ook gewees en ek het die aand gaan geld trek en by die plek waar ek geld trek, het hulle my, ek het regs gekyk en agter my toe sien ek, daar kom 2 mense aangestap en ek het dadelik kanseleer gedruk en toe my kaart uitkom. Toe is 'n ou met 'n pistool agter my rug en een langs aan by die kant en hulle het my gevat en teruggesit in my voertuig en gery. Dit het soos 'n leeftyd gevoel. Hulle het al my geld getrek, hulle het my gemaak dat ek my limiete verstel op my bank. Die ouens het geweet wat hulle doen. Toevallig het hulle vir gesê dat dieselfde dag uit die tronk uitgekom. En maar in elk geval ons het rondgery en ek het probeer kalm bly en al wat ek vir enigiemand kan sê in situasie bly net kalm. Moenie eens terugpraat nie, moenie eens probeer daai ouens raad gee nie. Hulle wil nie jou raad hê nie. Hulle het gery en op die ou end, ek het nie geweet hoe laat dit is nie. Was baie laat die aand, het hulle gestop en uit die bakkie uitgetel, het my vastgebind en het gereën en het my in 'n sloot neergesit en jy sit daar en jy wag vir die skoot om te klap, jy's geblinddoek ook en dit gebeur nie en ek wag en dan nou gebeur dit nie, nou sit en wag jy vir die oomblik wanneer kan jy beweeg, is die ouens nog naby, is hulle nie naby nie, wat gebeur? En dit voel soos 'n leeftyd. Daai tyd gaan nie verby nie. Net tussen dit wil ek gou vertel, 'n jaar voor dit, die Kersfees, was ek in Port Elizabeth en ek het gewag vir iemand, ek het om terug te gaan Bloemfontein toe en ek was in 'n finansiële posisie gewees waar die persoon moes my geld betaal het vir goed wat gekoop is en hy het nie en ek het gewag daarvoor. En ek kon nie brei nie, ek het nie geld vir brandstof gehad nie. En ek het daar gesit 'n Kersfees. En dit was die eerste Kersfees wat ek sonder my gesin was ook en dit was my baie sleg. Dit was my hart. Maar wat interessant was, daar het 'n petrol jochie het na my toe gekom en vir my gevra, wil ek iemand bel of goed en ek het hy het sy foon vir my geleen die hele tyd om te bel en met dit het ons mekaar beter leer ken. Ook 'n goeie tyd, die Here het my regtig voorsien in daai tyd. En ek het, goed, in elk geval, toe sit ek nou in die sloot, ek wil net sê van die petroljochie wat die jaar voor dit, maar ek sit toe in die sloot en nou begin ek, die een ou, toe hulle my in die sloot sit, is 'n sloot met water in die reën, want is, en die een ou van net gesê, kom ons sit op eerder daar, en die ou het ek geweet, hy het dit gedoen met 'n doel, want toe hulle my neersit, toe druk hy my in my arm ook, en hulle was die bestuurder, 2, 3, hulle was 3 ouens gewees, en toe ek die klip sit, toe is daar 'n skerp kant in die klip, en ek kon ek die goed begin afskuur, wat in my hande was en goed. Toe ek het uiteindelik afkry en als uit is, toe staan my bakkie voor my, hulle het hom gelos, en jy is altyd in 'n plek, en ek ken glad die omgewing nie, dit is donker, dit reën, en ek kom by my bakkie, die huis daar, maar die sleutel is nie daar nie, ek dink vandag nog, hulle die sleutel net in bosse gegooi daar naby, maar ja, ek kon dit nie vind nie, en toe begin ek loop, en ek terugloop op 'n pad, en ek loop, en naderhand kom ek uit, en dit was omtrent so 1:30 die oggend, as ek reg kan onthou.
Ek het nie tyd by my gehad nie, want het my alles gesteel wat ek gehad het. Hoe ek die tyd weet is toe ek by die huis gekom het. Maar in elk geval toe ek nou daar instap, toe sit in 'n plakkerskamp waar ek verbystap of deurstap. En nou sien ek haar se huis met 'n lig. Die eerste huis wat ek gaan aanklop met die lig was nogal baie snaaks geweest. Toe 'n oue deur oopmaak, dis toe nou 'n huis en as die ou die deur oopmaak en hier staan 'n blanke ou in 'n plakkerskamp. Ek weet nie wie skrik die grootste nie, want vir hom is dit ongewoon om 'n ou daai tyd te sien. En hy maak die deur oop en hy sê vir my, okay, hy sê vir my, en ek hoor net van binnekant af skree iemand in kos af, wie is dit? Die ou staan, hy sê, hy's 'n man, en die ander ou kom uitgestap, en hierso het ek God se, hierdie getuienis van die Here gekom, wat hy vir my gewys het net wie hy is. En toe die ou die deur oopmaak, toe is dit presies die petroljoggie van 'n jaar voorheen waar ek by die petrolpompe gestaan het. Nou hoe toevallig is dit, dat 'n petrol in die hele groter PE gebied, ek bedoel jy sit met Motherwell, jy sit met hoeveel duisende huise daar. Hierdie was aan die lughawe se kant iewers, ek weet nie presies tot vandag toe wat sy area dit. Maar wat is die toeval dat dit daai ou is? En hy help my toe, en daar gebruik ek maar weer sy selfoon, want as die polisie bel, en hy is eintlik meer bly gewees om my te sien as oor die voorval. En ja, wat toe gebeur het is, hulle het my kom haal, die polisie het uitgekom, my voertuig gevat, op 'n loubed gelaai, want as 'n voertuig gehijack is 'n baie ernstige ding, hulle laat dit nie net verbygaan nie. En daar sit ek gestrand, en ek moet in 'n gastehuis gaan inboek, en ek het niks by my nie. En ek kom toe, 'n ou laai my toe in 'n gastehuis af in, nee, ek was toe eers polistasie toe in die oggend, in die vroeë oggend, by 9 die oggend, toe gaan ek na die gastehuis, toe loop ek van die polistasie af, en ek loop by die gastehuis in, en ek verduidelik vir hulle wat gebeur het, en die persoon sê vir my, dis reg, ek kan inkom, en dis reg, ek heb so lank vir my kamer gee, en ek kry toe my goede gereël, en alles, reël weer vir my bankkaart, en my fondse wat met inkom, en so gebeur dit baie snaakse ding, ek bly toe 2 dae daar, en ek begin met die eienaar van die gastehuis ook gesels oor Jesus, en ons gesels lekker, en die dag toe ek moet weggaan, toe vat sy vrou my weg, na my voertuig toe, want hulle moes toe nou sleutels laat maak, en die goed is klaar, wat hulle moes doen. En toe ons in die kar klim, toe sê sy vir my, 2 baie snaakse goed gebeur. Haar man het nog nooit in sy lewe iemand in daai gastehuis laat inkom voor hy betaal het nie. Dis die een ding, sy sê, en die tweede ding is, want toe ek die oggend uitgaan, toe bid ek vir hulle, en ek het die man na die Here toe gelei, ek vra, die man het uit nie geglo nie, en hy het toe sy hart vir die Here gegee, hy het gesê, maar hy wil sy hart vir die Here gee, en toe ek in die voertuig klim, toe sê sy vrou vir my, daar 2 goed gebeur, hy het nog nooit iemand laat bly nie, en hy het nog nooit laat iemand bid nie, want sy was toe by toe ek bid, ek en hy was eers alleen in die kantoor, en toe ons bid, sy het nog nooit iemand vir hom laat bid nie, hy glo glad nie. En dit was my interessant, want daar het ek iets besef, al moet ek weer gehijack word, om een ou sy lewe te red, dan is dit fyn, dan kan ek die volgende hijack is reg. En ek het daar iets besef, het gaan nie oor my nie. Het het niks met my te waai die lewe nie. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwaam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het is ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels, en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling, wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings, daar is kamerawerk, daar's klankwerk, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed, wat ook baie prakties is.
skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.